fokus vers met die oog op die preek is Romeine 8 vers 7. En daarmee saam gaan ons die Heidelbergse Katekismes Sondag 2 vanoggend behandel. Kom ons kyk na Romeine 8 vers 7. Daar staan die denke van ons sondige aard is vyandskap teen God. Dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. Dan die Heidelbergse Katekismes Sondag 2, vraag 3, waaruit ken jy jou ellende? Die antwoord is by die wet van God. Dan die vraag, wat eis die wet van God van ons? Dis dan die gedeelte wat ons vanoggend ook gelees het, uit Matteus 22 vers 37 tot 40. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Dan vraag 5, maar kan jy dit alles ten volle nakom? Dan bely ons, nee, want ek is van nature geneig om God en my naaste te haat. Tema van die preek is dan om sondige aard en vyandskap teen God. Om sondige aard en vyandskap teen God. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons almal sukkel met sonde. Ons kry net nie reg om nie sonde te doen nie. Paulus het ook met dieselfde probleem geworstel. Hoor wat sê hy in Romeine 7 vers 15 oor ons gesukkel met die sonde. Hy sê, ek verstaan my eie optrede nie. Wat ek wil doen, doen ek nie. Maar juis wat ek haat, dit doen ek. Hoor ook wat sê in Romeine 7 vers 19 hieroor. Die goeie wat ek wil, doen ek nie. Maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. En dan sê hy Romeine 7 vers 21 tot 23, dus vind ek hierdie wet, wanneer ek die goeie wil doen, is die kwaad by my aanwesig. In my diepste wese verbly ek my oor die wet van God, maar ek sien dat daar 'n ander wet in my ledemate oorlog voer teen die wet van my verstand en my kruisgevange neem deur die wet van die sonde wat in my ledemate is. Seker die grootste stryd wat ons in hierdie lewe het, is om stryd met die sonde. Ons almal sukkel daarmee, sonder uitsondering. Dit is so erg dat ons almal skuldig is voor God. Hoor wat sê Paulus in Romeine 3 vers 10 tot 12 hieroor. Daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Daar is niemand verstandig nie, daar is niemand wat God soek nie. Almal het afgedwaal, saam met hulle waardeloos geword. Daar is niemand wat goed doen nie, daar is selfs nie een nie. En hierdie woorde het Paulus aangehaal uit Psalm 14 vers 1 tot 3 en Psalm 53 vers 2 tot 4. Dit is hartseer dat die mens wat deur God as die kroon van sy skepping geskape is, so diep geval het. Dit is hartseer dat dit in ons aard is om God te haat. Ons fokusvers in Romeine 8 vers 7 sê dit soos volg. Die denke van ons sondige aard is vyandskap
teen God. Nou, dit is hartseer dat die mens in vyandskap met sy Skepper leef. Dit is hartseer dat die mens, die een wat hom gemaak het, haat. Die tekens van hierdie vyandskap is oral sigbaar. Dit kan gesien word in 'n absolute gebrek aan respek en ontzag vir God en selfs openlike opstand teen God. Moet ek vir julle al die voorbeelde noem waar God se naam misbruik word en waar hy geminag word? Ek dink nie so nie. Maar die voorbeelde van 'n gebrek aan agting vir God en die voorbeelde van disrespek vir God en die voorbeeld van voorbeelde van opstand teen God is daar vir almal om te sien. Die vyandskap teen God kan gesien word in mense wat sê, ek sal doen wat ek wil, ek laat my deur niks en niemand voorskryf nie. En dan voeg sommige by, ek is heeltemal tevrede met my lewe, soos ek dit vir myself bestuur en vir myself oorbesluit. Regtig? Dan gebeur daar in jou lewe iets soos siekte of teëspoed, wat vir jou wys dat jy toe nie soveel beheer oor jou lewe het, soos wat jy gedink het nie. Dink maar net wat 'n paar jaar gelede met ons gebeur het in die COVID-tyd. Dink dit het die mens teruggebring aarde toe. Wie en wat is ons eintlik? Hoe swak is ons? Hoe misluk ons? Die aardverwarming wat ons die gevolge van ervaar, hoe mislukking het ons gemaak van ons bestuur van die natuur, die bestuur van landsake. Ons kan baie voorbeelde opnoem. Ons sondige aard se vyandskap teen God is soos die Satan se vyandskap teen God. Waarin bestaan Satan se vyandskap teen God? Daarin dat Satan graag koning wil wees. Hy wil eintlik God wees. Hy wil God se plek inneem. Satan wil God van sy troon afstoot. Satan wil in God se plek koning wees. En ons sondige aard wil presies dieselfde doen. Ons sondige aard wil in God se plek koning wees van ons lewe. Ons sondige aard wil baas wees in ons lewe. En daarom is ons sondige aard baie nou verwant aan ons eie ek, ons selfsugtige eie ek. Dit gaan oor wat ek wil doen en wat ek wil hê, nie oor wat God wil hê nie. So die vyandskap tussen jou sondige aard en God gaan ten diepste oor wie koning is in jou lewe. Die vyandskap tussen jou eie ek en God gaan ten diepste oor wie koning is in jou lewe. Ons sondige aard hou nie daarvan dat God koning is in ons lewe nie. Dat hy oor ons lewe besluit en beskik nie. En daarom, as dinge skeefloop, dan verkwalik ons hom. Ons sondige aard verkwalik God vir die bose dinge wat ander mense aan ons doen. So asof dit God is wat hierdie bose dinge aan ons gedoen het. Veral wanneer die mense sê, hoe kan 'n goeie God van liefde al hierdie dinge toelaat? Was nie sy skuld nie, dis nie hy wat die oorsaak is daarvan nie, dis die mensdom. Ons sondige aard wil nie raak sien hoe God tog die goeie uit die kwaad laat voorkom nie. En dit terwyl ons het nie verdien dat hy dit vir ons doen nie. Ons sondige aard is blind
daarvoor. Ons sondige hart wil nie glo dat God vir ons alles ten goeie laat meewerk nie. Het gaan eintlik daaroor dat ander plekke die Godplek in ons lewe oorneem. Elkeen van ons het 'n Godplek in jou lewe. Iets wat God is in jou lewe. In plaas daarvan dat God die Godplek van ons lewe inneem, wil ons of onsself die Godplek in ons lewe laat inneem, ons eie ek, of ander dinge. Ons sondige aard vertrou eerder op sy eie krag as op God. Ons sondige aard stel dinge soos geld en besittings en gemak bo God. En daarom is ons nie altyd getrou in ons erediens bywoning nie. Want God neem nie altyd die Godplek in ons lewe inneem. En dis waaroor ons as gemeente mooi sal moet besin. Neem God regtig die Godplek in ons gemeente se lewens in. Ons sondige aard se vyandskap teen God kan ook nie anders as om op vyandskap teenoor mekaar uit te loop nie. Dit doen. Tekens van hierdie vyandskap is oral sigbaar. Kan gesien word in mense wat mekaar haat. Kan gesien word in oorloë. Kan gesien word in die twis tussen rasse. Kan gesien word in familietwis. Kan gesien word in soveel stukkende verhoudings. Hierdie punt wil ek vir Sondag 2 van die Heidelbergse Katekismes weer voorlees. Dit sê presies wat ons glo en bely. Waar ken jy jou ellende? Die antwoord is uit die wet van God. Vraag 4, wat eis die wet van God van ons? En as 'n liefde tot God en liefde tot die naaste. Vraag 5, kan jy dit alles ten volle nakom? Nee, want ek is van nature geneig om God en my naaste te haat. Beteken dit nou dat ons gedoem is? Beteken dit dat ons nou eenvoudig in hierdie slegte toestand van haat is en daar vir ons geen hoop is nie? Die antwoord is nee. 1000-maal nee. En hoor wat staan in Romeine 8 vers 1, eerste vers waarmee ons vanoggend begin het. Daar is dan nou geen veroordeling vir diegene wat in Christus Jesus is nie. Het julle gehoor? Geen veroordeling vir mense wie se aard dit is om God en hulle naaste te haat nie. Vir hulle geen veroordeling nie. Dit is tog nie moontlik nie. Hoe is dit moontlik dat vir mense wat en hulle aard is om God en hulle naaste te haat, daar geen veroordeling is nie? Dit is moontlik omdat God Jesus Christus soos 'n sondaar behandel en hom in ons plek gestraf het. Die veroordeling wat ons moes kry omdat ons God en ons naaste te haat, het Jesus Christus gekry. Hy is namens ons in ons plek veroordeel. Romeine 8 vers 3 wat ons ook vanoggend gelees het, sê het soos volg: deur sy eie seun vanweë die gesonde in die gestalte van 'n sondige mens te stuur, het hy die sonde in die mens veroordeel. En daarom is daar vir wie in Christus is geen veroordeling. Dit is nie al nie. Ons verlossing gaan nog verder. God het ook sy gees aan ons gegee. En sy gees stel ons in staat om te doen wat hy wil hê. Sy gees stel ons in staat om hom lief te hê en mekaar lief te hê.
Heidelbergse Katekisme Sondag 3, waarop ons DV volgende Sondag gaan uitkom. Vraag 8 sê, is ons so verdorwe, is ons so sleg, dat ons niks goeds kan doen nie, en net tot alle kwaad geneig is? As die antwoord ja, ons is so sleg, dat ons niks goeds kan doen nie, en net tot alle kwaad geneig is. Maar hoor mooi, behalwe, as ons deur die Gees van God weer gebore word. As die Gees oorneem in ons lewe, dan verander alles. In Romeine 8 vers 7 tot 8 staan daar dat ons sondige aard hom nie aan die wet van God onderwerp nie. Want dit kan nie. En daar weer hulle sondige aard kry, kan hulle self nie aan die wet van God onderwerp nie. En hulle kan God nie tevrede stel nie. Maar dit wat ons sondige aard nie kan doen nie, dit doen God vir ons deur sy Heilige Gees. Sy Gees kom in ons harte en skryf die tafel, die wet van die Here op die tafels van ons harte, sodat ons dit nou van harte kan doen. En hoe hierdie saak werk, hoe hy ons nuut maak, die weergeboorte, is 'n geheimenis. Ek kan nie al die antwoorde op al die vrae daaroor nie. En verder sal ons eendag met ons dood totaal ontslae wees van ons sondige aard. Maar intussen staan ons, volgens Romeine 8 vers 12, onder 'n verpligting. Dit is nie 'n verpligting om teenoor ons sondige aard, ons het geen verpligting teenoor ons sondige aard om daarvolgens te leef nie. Dit is 'n verpligting wat ons het deur die Gees, dat die Gees ons lewe lei. Wanneer die Gees ons lewens lei, dan vind daar 'n doodgaan binne in ons plaas. Die doodgaan van ons sondige aard. Die doodgaan van ons eie ek. Dit is 'n doodgaan wat lewe gee. Die doodgaan van jou sondige aard gee lewe aan jouself en dit gee lewe aan ander. Omdat jy kan vergewe, nie meer deur jou eie ek gedring word nie. Die doodgaan van jou eie ek gee lewe aan jouself en lewe aan ander. Soms het mense die volgende kritiek teen ons. Hulle sê, julle, die kerk, gereformeerdes, Calviniste, vertel net heeltyd vir mense hoe sleg hulle is. Julle kraak mense af. Julle breek mense af. Julle veroordeel mense die hele tyd. Julle gee vir mense 'n slegte selfbeeld. Hierdie kritiek hoor nie die goeie nuus van die boodskap wat ons bring nie. Hierdie kritiek hoor nie die goeie nuus van die boodskap wat ek net nou verkondig het nie. Wat is dit? Die goeie nuus van hoe daar geen veroordeling is vir die wat in Christus Jesus is nie. Die goeie nuus van die Heilige Gees wat jou 'n nuwe mens maak. Die goeie nuus van die Gees wat aan jou 'n wonderlike identiteit gee. Gaan vra vir die mense wat hierdie kritiek op ons lewe, vra glo hulle dat alle mense sonde het, dan sal hulle sê ja. Want ons sien dit raak. Almal worstel met die sondigheid van die mens. Die hele wêreld worstel daarmee. Baie haat en nait en geweld en misdaad en noem maar op. Sonde en haat is oral. Die antwoord lê nie daarin om dit te ontken nie. Die antwoord lê nie daarin vir die mens te sê die mens is minder sleg as wat hy is nie.
antwoord lê om die realiteit van die mens se sondigheid te erken. Romeine 8 vers 7 wat baie duidelik sê, die denke van ons sondige aard is vyandskap teen God. Die Bybel lieg nie as dit hier sê, want dit is wat is. Die antwoord lê nie daarin om dit te ontken nie. Maar die antwoord lê verder daarin om te ontdek dat God 'n oplossing hiervoor gegee het. Sy verlossingswerk in en deur Jesus Christus. Die antwoord lê daarin om hierdie groot troos in jou lewe te hê, dat jy in lewe en in dood nie aan jouself nie, maar aan die Here behoort. En om werklik die diepte van hierdie troos te ken en te ervaar, is dit nodig om te weet waar jy was, waar jy vandaan kom. Verlede week het ook gesê, as jy besig is om te verdrink, ons almal waardeer die lewe, dat ons lewe het, ons is dankbaar oor, maar as jy besig om te verdrink, en jy word deur iemand gered, dan is dit asof jy ekstra waardering vir die lewe het. Die besef van watter moeilikheid jy was met jou sonde, hoe diep verloor ons was, bring die verdieping van die besef van waar ons nou is, dat ons gered is. Ek sluit af. Ons treur oor die haat teen God. Ons word diep hartseer elke keer wanneer ons daarmee gekonfronteer word. Ons treur as ons die haat teen God sien en ervaar. Ons treur ook wanneer ons die haat teen God in ons eie lewe sien en ervaar. Dan voel ons soos Paulus in Romeine 7 vers 24 sê, elendige mens wat ek is, wie sal my tog red uit hierdie doodsbestaan? Maar dan kry ons die troos van net die volgende vers, Romeine 7 vers 25. Aan God die dank, deur Jesus Christus ons Here. Dit is die troos van Romeine 8 vers 1. Daar is dan nou geen veroordeling vir diegene wat in Christus Jesus is nie. Dit is die verdere troos wat ook in Romeine 8 genoem word, dat God sy gees aan ons gegee het en dat hy oorneem in ons lewe met die gevolg dat ons sondige aard nie meer koning van ons lewe is nie. Dit is die troos van die Heidelbergse Katekismus. Dat my enigste troos in lewe en in sterwe is dat ek nie myself nie, maar my getroue saligmaker, Jesus Christus behoort. Amen.